Julle kan solank vir my julle Bybel oopmaak, daar is in Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23. Dan kan julle ook vir my oopmaak, daar is Matteus hoofstuk 27. So Lukas in die 23ste hoofstuk en ook in Matteus in die Matteus hoofstuk 27. Maar kom ons lees daar so in Lukas hoofstuk 23 en ons gaan daar so lees vanaf vers 1. Ons gaan daai hele gedeeltjie daar so lees tot en met vers 25. En let nou baie mooi op wat hier so gebeur. Dit is 'n baie bekende gedeelte in die woord, maar ek wil jy moet baie mooi oplet wat hier so gebeur. Lukas hoofstuk 23, Matteus, Markus, Lukas, derde boek in die Nuwe Testament. As jy hom in die Ou Testament kry, gooi jou Bybel weg, skryf jou aan een. Lukas hoofstuk 23, ons gaan daar lees vanaf vers 1. En die hele menigte van hulle het opgestaan en hom na Pilatus gelei. Nou wat gebeur het was, hulle het Jesus gevange geneem die vorige aand en dis die Judas vir Jesus verraai het hulle hom gevange geneem in die tyd van Getsemane, hulle het hom toe gevat na Caiaphas toe, die hoofpriester. By Caiaphas se huis het hulle hom basies geondervra, geïnterrogate, maar hulle het hom ook aangerand. Hy was daai aand in gevangenskap gewees in Caiaphas se huis. Nou as jy in Israel kom, dan sal jy sien, in Caiaphas se huis onthou hy was 'n hoofpriester gewees, maar ek wil eintlik sê hy was 'n korrupte hoofpriester wat gebraai was deur die Romeinse regering. En hy het baie voordele geniet, so hy het ook in sy huis onder het hy 'n tronksel gehad waar hulle die mense sou aangehou het en hulle het gewoonlik ek weet nie hoe sê dit ou in Afrikaans nie, maar dis 'n water cisterns gehad. Dis soos 'n wateropgaarplek wat hy gehad het. En een van daai opgaarplekke onder sy huis was omskep in 'n tronksel basis. Nou daar was geen manier dat hulle daar kon uitkom nie. Die enigste manier hoe jy daar kon inkom was 'n gat in die dak. En dan en onder andere was Jesus die aand daar gevange gehad. Hulle sou hom deur daai gat laat val het of laat sak het en hy sou die aand in daai gat deurgebring het. Nadat hulle hom so erg aangerand het en die volgende oggend vroeg sou hom toe dan gevat het na Pilatus toe. Wat er nou ook gebeur het. Nou daai wat hy so gevangenes ingeneem is, word nie in die Bybel genoem nie, maar dit is wat hulle gedoen het. En onder in Caiaphas se huis het hulle torture chambers gehad. Dis eintlik dit was waar hulle perdestalle gehad het, maar hy het dit omskep in 'n tronksel waar hulle mense sou vasgemaak het, hulle sou geslaan het, hulle sou gegeesel het. En dis as jy gelees in die Bybel waar hulle Jesus so bespot het wat hulle vir hom geslaan en gesê het, profeteer vir ons en jy weet hulle het hom in die gesig geslaan, sy baard uitgepluk. Hulle het hom so beswadder en hom so verneder, dis wat hulle daar gedoen het. En daardie nag het Jesus daar deurgebring en die volgende môre toe hulle vir Jesus gevat na Pilatus toe. Nou ek gaan nou nie die ding vir julle vinnig opsom, want ek gaan nou nie te veel in detail ingaan nie. Maar van Caiaphas se plek, as jy op die Olyfberg staan, dan sou jy nou kyk jy uit oor die Tempelberg en dan Caiaphas se huis was baie naby gewees aan die tempel, maar hulle het hom van daar af gevat het na Pilatus toe en van Pilatus af op daai stadium was omdat die Pasius was Herodes wat eintlik koning was in Galilea of die ou wat beheer was van Galilea was daar ook gewees. Toe hulle hom na hom toe gevat en van hom weer terug na Pilatus toe en toe is Jesus veroordeel. So dit was 'n hele oggend se storie gewees en vroeg daardie oggend het hulle toe nou vir Jesus gevat na Pilatus toe en let dan mooi wat hierso nou gebeur. En die hele menigte van hulle het opgestaan en hom na Pilatus gelei. Hulle het hom begin beskuldig en sê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self Christus en koning is. Nou hierso wil ek net gou iets uitlig vir julle. Hier lieg hulle vir Pilatus. Want onthou, Pilatus is 'n Romeinse gouverneur. Hy stel nie belang in hy's 'n heiden, hy stel nie belang in hulle godsdienstige issues nie. As hulle godsdienstige issues het, hy het niks daarmee te doen nie. En interessant genoeg is, hulle het hom gevange geneem by Caiaphas en vals beskuldigings teen Jesus ingebring by Caiaphas en gesê dat hy sy die tempel afbreek en al hierdie tipe goedes wat hy nie eintlik, hy het sy woorde verdraai wat hy gesê het. En
hulle het hom daar godsdienstig aangekla, maar voor Pilatus kom hulle, en hulle bring leuns, en hulle bring, want hulle weet, hy gaan hom laat gaan, as hulle hom nie met 'n politiese rede kan laat arresteer nie. So, hulle vertel nou vir Pilatus hierdie leuns, om te sê, hy het vir die mense verbied om aan die keiser belastings te betaal, terwyl hy sê, dat hy self die Christus en koning is. Nou, daai wat hy gesê het, dat hy die koning is eintlik 'n baie ernstige aanklagte, want hulle kom basies en sê vir Pilatus, hy sê dat hy is 'n koning, en hy stel hom gelyk met die keiser, met Caesar. So, in die Romeinse sprake wil ek eintlik basies sê, dit is hoogsverraad, wat hy eintlik, waarvan hom eintlik aankla. En dis 'n bedreiging vir die Romeinse owerheid, want enige iemand wat die Romeinse owerheid bedreig het, en dit gaan ek 'n bietjie vanaand net kortliks oor praat, sou hulle, dis hoekom hulle mense gekruisig het, kriminele gekruisig het, was in daai stadium op daai tyd, as jy die omstandighede van daai tyd sou verstaan, is dat Israel was onder druk gewees deur die Romeinse regering. En die Romeine het hulle basies, hulle was brutaal. Die Romeine het niks ontsien nie. En die Jode was verskriklik onderdruk deur hulle, en dit is hoekom hulle 'n Messias verwag het, en dit is hoekom hulle gedink het, Jesus gaan hulle verlos van hierdie Romeinse owerheid. Hy gaan hulle lei in 'n rebellie teen hierdie owerheid. En dit is een van die redes hoekom Judas ook vir Jesus verraai het, want hulle het gedink hy gaan hulle lei in hierdie rebellie om die Romeinse regering omver te gooi. En wat toe nie gebeur het nie. Nou kom Jesus en hy preek, jy moet jou broer lief hê. Draai die ander wang as hy jou slaan. Stamp met hom 1 myl ver. Byvoorbeeld daai wat net om vir jou te verduidelik. Die Romeine het 'n wet gehad met die Jode. Hulle kon enige Jood gevat het en hulle kon 'n myl van hom afgedwing het om goeder te dra. As hulle goeder moes vervoer het of gedra het, kon hy vir daai Jood gesê het, luister hierso, vat hierdie goed en jy sal 'n myl saam met my loop, tot buite kan die stad. Maar na daai myl moes hulle terugstuur. Hulle mag nie verder as 'n myl geloop het nie. Nou kom Jesus en hy sê vir hulle, as hy 1 myl van jou afdwing, loop 2 myl met hom saam. Dit klink nie vir my soos 'n politieke iemand wat iemand opstook teen die regering nie. En dit was een van die redes hoekom Judas Jesus verraai het. Want ewe skielik hy het hierdie politieke leier verwag. En nou kom Jesus en hy sê met jou vyande lief hê. Hoe werk dit? En nou kom hulle by Pilatus. Dis hoe ek vir jou sê, kyk nou hoe het hulle hierdie ding georgestreer net om Jesus skuldig te kry. En hulle kom by Pilatus, hulle sê vir hom, hy het gesê, die mense verbied om aan die keiser belastings te betaal, terwyl hy sê dat hy self die Christus en die koning is. Toe vra Pilatus hom, en sê, is hy die koning van die Jode? En kyk wat antwoord Jesus hom, u sê dit. Kyk wat hy hom antwoord, u sê dit. Ek het dit nie gesê nie, u sê dit. Toe vra Pilatus hom, is hy die koning van die Jode? Hy antwoord hom, u sê dit. En Pilatus sê vir die owerpriesters en die skare. Nou, Pilatus is nie stupid nie. Hy sien toe, hulle het 'n agenda teen hom. En hy sê, wel, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Hy is nie vir my 'n bedreiging, maar ek meen, hier staan Jesus voor hom. Kyk in hierdie prentjie. Hy's erg aangerand, hy's bebloed, sy oë is 10 en toegeslaan. Hy lyk nie soos 'n koning nie. Hy word nie erken, hy het gehoor van die oproer wat was met die intog van Jesus. Hy was bewus van dit. Ek meen, hy is die gouverneur in Jerusalem, hy sal weet wat sy stad aangaan. En hier staan Jesus voor hom, en hier sê hulle vir hom, maar hierdie ou is 'n koning en hy kom in opstand teen die Romeinse regering. En Pilatus het hom met so een kyk gegee en gesê, maar hierdie is iets anders aan die gang, hier is 'n slang in die gras, julle is besig met iets. Ek vind geen skuld in hom nie. Hy kan duidelik sien, Jesus was nie 'n bedreiging nie. Maar kyk wat doen hulle toe, vers 5. Maar hulle het aangehou en gesê, hy maak die volk oproerig met sy leer, die hele Judea deur, vandat hy in Galilea begin het, hier tot hiernatoe. En toe Pilatus van Galilea hoor, vra hy die man of hy 'n Galileer is. So hy vra vir Jesus, is jy 'n Galileer? En nadat hy verneem het dat hy uit die magsgebied van Herodes was, stuur hy hom na Herodes, wat self ook in daardie dae in Jerusalem was. En
Toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al 'n geruime tyd begeerig om hom te sien, omdat hy veel van hom gehoor het. En hy het gehoop om een of ander teken te sien wat deur hom gedoen sou word. En hy het hom met baie woorde uitgevra, maar hy het hom niks geantwoord nie. En die hoofpriesters en die skrifgeleerdes het hom heftig staan en beskuldig. En nadat Herodes saam met sy soldate hom met veragting behandel en bespot het, werp hy hom 'n blink kleed om en stuur hom terug na Pilatus. Nou, en Pilatus en Herodes op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was van tevore in vyandskap teenoor mekaar. Nou, ek gaan nie nou oor dit praat nie. Toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerstes en die volk bymekaar en sê vir hulle: "Julle het hierdie man aan my gebring as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en hierdie man geen skuld gevind wat aan die dinge waaraan julle hom beskuldig nie. Ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur en daar is deur hom niks gedoen wat die dood verdien nie. Nadat ek hom dan gekastei het, sal ek hom loslaat." Nou, ek wil net eers gou daar so stop. Hy sê basies vir hulle, ek sal hom laat gesel. Nadat ek hom gegesel het, gaan ek hom loslaat. Hy het gedink dit is 'n hy wil Jesus se lewe spaar, want hy kan nie insien dat hy die doodstraf verdien nie. En daai doodstraf was kruisiging. Ek gaan nou vir julle verduidelik van dit. Maar hy kom te bietjie, hy kompromieer te bietjie met hulle. Hy kom tot op 'n punt, hy sê vir hulle, ek sal julle deal maak. Ek sal hom laat gesel. Nou, ons lees in die Bybel net van 'n geseling as iets ligs. 'n Geseling was eintlik 'n baie brutale en bloeddorstige ding gewees. Dit was baie wreed gewees. 'n Geseling het hulle gewoonlik, die Romeine het die gebruik gehad om 39 houe toe te dien. Hulle het nie 40 geslaan nie, want die 40ste hou sou die persoon doodslaan. So hulle het hom letterlik geslaan voordat hy dood is. Maar daai was nie net slaan nie. Daai was uitmekaar skeer. Nou die Romeine het die kuns van 'n kruisiging en van 'n geseling vervolmaak. Hulle was experts op hierdie gebied. Hulle het spesiale afdelings gehad wat gespesialiseer het net op dit. Nou as jy gaan kyk hoe 'n geseling werk, hou nou net jou plek op in die versnommer, want ek gaan die vers vergeet. Was 'n sweep gewees, wat nie baie lank was nie, maar hy het leerrieme gehad, en in daai rieme het hulle allerlei goed vasgemaak. Eisters, klippe, bene, spykers, glas, enigiets wat hulle kon kry, het hulle aan daai ding vasgemaak. En dan sou hulle 'n persoon geslaan het met daai ding, maar ook nie net getik het nie, hulle het nie gespeel nie. Hulle sou ook nie oor dieselfde plek geslaan het 2 maal nie. Hulle sou 39 houe gegee het, reg oor jou lyf, voor, agter. Nou kan jy vir jouself dink, as daai stukke eisters en klip, met daai gewelddadige spoed, 'n mens se lyf moet tref, sal daai goed indring in jou in, veral hier by jou sagte vleis. En hulle sou met uitgehaal het en hulle sou hom uitgeruk het. Wat sou beteken het, daai goed sou hom oopgeskeer het. Hulle het hom oopgekloof, oor sy gesig, oor sy rug, oor sy bene, nie een plek dubbel geslaan nie. 39 sulke houe. Kan jy verstaan as die Bybel sê hy is onherkenbaar? Jy kon nie eens meer sien dat dit Jesus was nie. So vermink was sy gesig. Gewoonlik het die mense gesterf. Dink aan wat 'n skok gaan jou liggaam in met so 'n geseling. Dink vir jouself hoeveel bloed jy verloor. Sny net 'n bietjie jou vinger raak. Kyk jy bietjie en hoe spuit dit soos asof jy osslag. Hoe sou dit gewees het met 'n geseling? Kan jy verstaan hoekom Jesus nie sy eie kruis kon dra nie? En hy stuur vir Jesus om gegesel te word. 39 sulke houe. Vers 17. En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat. En dis waar ek vanaand 'n bietjie met ons wil praat.
Maar die hele menigte skreeu en sê, weg met hom, laat vir ons Barabbas los. Nou, hoekom was Barabbas daar? Nou, die was oor 'n sekere opstand wat in die stad plaasgevind het en oor 'n moord in die gevangenis gewerp. Daarop spreek Pilatus hulle weer toe omdat hy Jesus wou loslaat. Maar hulle het aangeroep en sê, kruisig hom. En vir die derde keer sê hy vir hulle, watter kwaad het hy hulle gedoen? Ek het in hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal hom laat kastei en loslaat. Maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word. En hulle geroep en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. En hy het die een vir hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was. Die een wat hulle geëis het, dis nou Barabbas. Maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer. Nou, ek wil bietjie vanaand bietjie met ons gesels. Net bietjie oor Barabbas. Ek het nou vir jou bietjie die agtergrondprentjie nou geskets. Nou wil ek hê jy met hierdie scenario insien, as jy jou oë so toemaak, en jy sien hierdie prentjie nou voor jou afspeel. Sit net so waar jy sit, maak jou oë so toe. En sien nou hierdie prentjie wat ek nou vir jou gaan verduidelik hier voor jou oë. Jy staan daar tussen die menigte, en jy kyk op. Jy sien Pilatus daar staan. Maar nou wil ek hê, jy moet bietjie jou gedagtes laat gaan, en jy moet jouself insien vir Barabbas. Hy sit daar in 'n tronksel. Nou daai tronksel is gewoonlik soos 'n grot wat hulle ingehou het. Dis koud, dis donker, is afgesonder. En Barabbas weet presies wat op hom gaan wag. Hy weet hoekom hy daar is. Hy is daar as gevolg van 'n opstand en as gevolg van 'n moord. Kan jy vir jouself indink en inleef, Barabbas, wat 'n rebellie was teen die Romeinse regering? Hy sit in angstigheid, vol spanning, kan jy dink sy hartklop, kan jy dink sy streslevel, kan jy dink sy vrees, kan jy dink en hy hoor die skare, en hy weet, hulle gaan hom nou kruisig, want hy weet, wat 'n kruisiging behels. Kan jy vir jouself in en kyk, as jy die prentjie kan sien van Barabbas, angsbevange, vreesbevange, boosaardig in daai tronk. Hy het 'n moord gepleeg, hy het in opstand gekom teen die Romeine, en hy weet, hy gaan een van die wreedste, een van die pynvolste, een van die vernederendste, een van die ergste teregstellings beleef, wat 'n mens ooit kan beleef. Kan jy vir jouself daai prentjie sien? Okay, let nou mooi op hier na my. Nou sit ou Barabbas daar so binne in die tronksel. Hy weet wat 'n kruisiging behels. Hy het dit baie gesien. Want daar was duisende mense wat so gekruisig was. Duisende. Enige iemand wat hom sou verset het teen die Romeinse regering, sou so gekruisig geword het. En hier sit in hy tronksel en hy weet, ek is volgende. Daar is nie uitkoms vir hom nie, want hy is 'n slegte mens. Hy het 'n lelike hart. Volgens die Joodse geskrifte het hulle hom beskryf nie baie nice nie. En hy het die doodsvonnis gekry. Dis hoekom hy daar in die tronk was. Hy het die doodsvonnis gekry. Hy was op death row. Kan jy vir jouself indink, jy weet, daai aand wat jy jou oë moet toemaak, môre is my laaste dag, hulle gaan my môre doodmaak. Op so 'n wrede manier. Nou, hy was betrokke by 'n oproer gewees wat in die stad was, wat hulle geloods het teen die Romeinse regering. En hy was betrokke by 'n moord wat gepleeg was daar. So in Rome se oë was hy 'n terroris.
En dit is hoe hulle met hom sou gehandel het. Die Jode beskryf eintlik vir Barabbas as 'n oneerlike barbaar, as 'n magsbehepte, ongelowige man. Hy was boosaardig, hy was skelm, hy was agteraf, hy was manipulerend, hy het geen gevoel vir sy medemens gehad nie. Hy het geen medelee gehad nie. Hy sou, om het soveel te stel, hy selfs tot ou mense ingedoen het. Hy sou mense besteel het, hy sou mense, en hy sou nie eens 2 keer daar gedink het nie. Vir hom om 'n moord te pleeg was niks. Hy het niks vir 'n mens se lewe gevoel nie. Maar tog, in hy tronksel, wat het hy beleef? Deur wat 'n spanning, deur wat 'n angs, deur wat 'n vreesbevangendheid het hy gegaan. En ek meen, hy sit in hy tronksel. Gewoonlik as 'n ou mos, hulle sê jy fidget, wat noem hulle dit, jy kan nie stil sit nie, jy is die hele tyd so. Kan jy vir jouself dink as hy sy hande so gevryf het, in spanning, en hy weet, oor 'n paar uur is daar spykers deur my hande. Oor 'n paar uur gaan hulle my uitmekaar uitslaan. En kyk, hy was nie 'n baie slim geleerde man nie, maar hy het mense geken. En hy het geweet hoe wreed die Jode kon wees, en hy het geweet hoe wreed die Romeine kan wees. Ek dink, leef dit 'n bietjie in. Dit was Barabbas. En hy hoor hoe skree hulle. En hy hoor daar so oproer. Ewe skielik hoor hy die sleutel draai van sy tronksel. En Romeinse soldate kom in en hulle gryp hom aan sy kettinge, en hy het met hom gespeel nie. Ruk hom daar uit, stamp hom, gooi hom maar neer. En hy weet, sy tyd het nou aangebreek. En hoe naderlik kom in hy platform, hoor hy hoe skree hulle, kruisig hom, kruisig hom. En hy weet, hulle skree dit vir hom. En toe op die platform kom, staan daar 'n ander man. En daai man tree nie op soos 'n gewone krimineel nie. Gewoonlik sou hulle gesoebat het vir hulle lewe. Hulle sou te kere gegaan het, of hulle sou daar gebeur, maar hierdie man staan daar stil. Hy is uitmekaar uit vermink geslaan. Bebloed, onherkenbaar. Hy sê niks. En hy hoor Pilatus sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. En hy kan dit sien. Maar die skare sê, kruisig hom, kruisig hom. Pilatus kyk na hom, die soldate kom nader, hulle sluit sy kettinge oop. Hulle sê vir hom, Barabbas gaan. En hy kan dit nie mooi verstaan wat nou hier aangaan nie. Maar hy maak dat hy wegkom, want hy wil nie daar wees as hulle van plan verander nie. En 'n paar uur later, dis nou my eie afleiding hierdie, kan ek myself voorstel, staan hy so van 'n verte af, en hy sien daar is 'n kruis, met daai man, wat net daar langs hom gestaan het. En vir die eerste keer in sy lewe ontvang Barabbas, en verstaan Barabbas wat genade beteken. Wat hy nie verdien het nie.
want daar het 'n onskuldige man in sy plek gesterf. Dit laat my nog 'n bietjie dink. Ons as mens, ons is ook maar net soos Pilatus, en ons is ook maar net soos Barabbas. En hoekom sê jy ek is nie Barabbas nie? Wel, Pilatus het geweet Jesus het niks verkeerd gedoen nie. Hy het geweet Jesus is onskuldig. Maar hy het Jesus laat kruisig. Hy het hom eerstens laat gesel en hy het hom laat kruisig net om die skare gelukkig te hou. Deur om Jesus te laat gesel en hom vry te laat gaan, het hy gedink hy sou hulle kon tevrede stel, maar dit het nie gewerk nie. En hy moes maar die stap verder vat en oorgegee vir hulle, net om die vrede te bewaar. Hy het 'n emmer water gevat, sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan sy bloed. Was hy werklik onskuldig aan sy bloed? Jy sien, hy was 'n draadsitter. Hy het geweet wat is die waarheid. Maar hy was nie, ek wil eintlik sê, hy was nie bereid om in die opstand van die godsdienstiges mee opgeskeep te sit nie. En hy het gekompromeer terwille van die vrede. Hoeveel keer kompromeer ons net om die vrede te bewaar? Hoeveel keer kompromeer ons met die woord van God, met dat ons weet wat is reg en verkeerd, maar ons kompromeer net om 'n massa gelukkig te hou, om iemand anders tevrede te stel. Wie dien ons dan werklik? Dien ons dan werklik die Here of dien ons die mens? Vrees ons regtig dan die Here of vrees ons die mens? Ons is nie bereid, ek wil eintlik so stel, om die punch te vat, om op te staan vir wat ons glo nie, om op te staan vir wat ons weet is reg nie, om op te staan vir God en sy woord, en ek kan sê dis wat die woord sê, so spreek die Here. Ons is bereid om te kompromeer, net om ander tevrede te stel. Wie dien ons werklik? Hoeveel keer het ons al stil gebly oor ongeregtigheid, net om die vrede te bewaar? Hoeveel keer het ons gedeel in sonde, in ongeregtigheid, in dit wat teen God se woord is, net om nie verag te word nie, net omdat ons nie bereid is om ons posisie te verloor nie. Dis hard wat ek hier so sê, want weet jy wat sou met Pilatus gebeur het? Sou daar sulke onluste uitbreek van die Jode. Dit sou teruggekom het by die keiser en hulle sou Pilatus voor die leeu's gegooi het. Letterlik. Hulle sou hom na die gladiators toe gestuur, na in die arenas, hulle sou hom vir leeu's gevoer het. Dit is 'n vernederende dood gewees vir 'n Romeinse owerste. Hy sou verneder gewees het, sy familie sou alles verloor het, hy sou al sy besittings verloor het, hy sou sy titel verloor het, hy sou sy hele, sy rang, sy alles. Jesus was vir hom te klein 'n prys om te betaal vir dit wat hy bereid was om te verloor. Hoor wat ek dan sê? Jesus se prys vir hom was te klein. Dit is goedkoper om Jesus te laat kruisig, om hom stil te maak, as wat ek moet opgeskeep sit met die gevolge. En die woord van die Here sê, Jesus se eie woorde sê, hy wie godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word.
Kom ek gaan vir jou nou sê, die dag wanneer jy wil opstaan vir die woord van die Here, wanneer jy wil opstaan vir God, glo jy vir my, jy gaan nie populêr wees nie. Glo jy vir my, jy gaan vriende verloor. Jy gaan jou werk verloor. Jy gaan jou aansien in die publiek verloor. Maar as Jesus, die prys wat jy betaal, is Jesus vir jou so goedkoop, dat jy bereid is om hom kruis te stuur. Wie dien ons waarlik? Weet jy, kom val ons land uit mekaar uit. Kan ek jou vertel hoekom? Het sy wat sy politiese party regeer? Ons land val uit mekaar uit, want ons wil die mens tevrede stel. Want God is nie meer in beheer van ons land nie. Kom val ons huwelike uit mekaar uit. Want ons het dinge begin leef soos happy life, happy wife, wat is hy ding? Maar as jy nie happy is nie, bly by die boerboel. Beginsel is, as God nie die hoof van jou huwelik is nie, as God nie die hoof van jou finansies is nie, as God nie die hoof van jou huis is nie, as die orde van God nie daar is nie, geen huis wat teen hom stel verdeeld sal bly staan nie. Die woord van die Here sê, hy sê vir ons, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die wat daarin werk. Selfde met ons land, selfde met ons skole, selfde met alles. Maar wat doen ons kompromieer? As ons ook maar soos Barabbas nie. Nou, interessant van Barabbas, die naam Barabbas, Bar-Abbas. Sy naam was toevallig ook Jesus. Nou as jy het so gesê in die Grieks, is Jesus Bar-Abbas. Jesus Bar-Abbas. En Barabbas beteken seun van die Vader. Bar, seun, Abba, Vader, seun van die Vader. Jesus is ook die seun van die Vader. Interessant genoeg. En dit is die ding hoekom Pilatus vir die volk daai keuse gee. Ek gee aan julle twee name. Die een is Jesus Christus. Jesus wat genoem is die Christus, die koning van die Jode. Maar hy het ook die naam, die seun van die Vader. Want Jesus het vir hulle, dit is een van die redes kom hom gekruisig het. En ek sê ons Pilatus was nie stupid nie. Want hy het homself, hulle wou hom gekruisig het omdat hy homself gesê het, God is sy Vader. En daarom sê hy vir hulle, moet ek nie Barabbas vir julle ook loslaat nie. Wat 'n seun van die Vader wil julle hê? Jesus die Christus of Barabbas? Wat 'n seun van die Vader wil jy hê? En die volk wat opgesweep was deur die Joodse leiers, kies toe nou maar vir Barabbas. Dink, sien die prentjie, Jesus die seun van die Vader staan teenoor die ander Jesus, ook 'n seun van die Vader. Is nogal. Maar wat interessant is van Barabbas, sy vader. Jesus het baie dinge gesê. En Jesus praat eendag met die owerpriesters. En dan in Johannes 8, jy kan gesond te bly terwyl ek gepraat. Johannes 8. Maak ek ook so open daar so in 2 Timoteus 3. Johannes 8 en 2 Timoteus 3. Maar Jesus praat eendag met die owerpriesters. En hy sê vir hulle die volgende woorde daar in Johannes hoofstuk 8, daar in vers 42. Jesus sê vir hulle,
as God julle Vader was, sou julle my lief hê. Want ek het van God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. En dan sê hy vir die volgende woorde, julle het die duiwel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. En staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde, en as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God, daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Wat sê hy vir hulle? Julle die duiwel as vader. Wie kies julle? Die seun van die Vader of die seun van die Vader? Wat 'n vader se seun kies julle? Die Fariseërs kies hulle vader se seun. En wat het Jesus hulle gesê, julle die duiwel as vader? Ek wil hierdie vraag vra. Ons noem onsself kinders van die Here. Wie sê ek se kind van die Here? Maar wie se kind is ons werklik? Nee, my pa se. Nee man, hy was uit die factory. Hy was net die supplier in jou ma die factory. Okay? Maar wie se kind is jy werklik? God of die duiwel? Wie is jou vader? Jy kan dit een van twee hê. Dis of 'n Barabbas, of jy Jesus se vader. En hoe baie van die karaktereienskappe van God is in ons lewe, en hoeveel karaktereienskappe van die duiwel is in ons lewe. Julle die duiwel as vader. Dis harde woorde daai. My ma se spreekwoord is altyd sê, Satan so uit die hel. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Ek het julle gesê met oop aan 2 Timoteus 3. En hierdie is nogal bietjie ouch. Hoor wat sê die woord van die Here, 2 Timoteus 3 vanaf vers 1. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want hoor nou, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgierig is. Grootpraters. Trotsaards. Lasteraars. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar. Onheilig. Sonder natuurlike liefde. Onversoenlik. Kwaadsprekers. Bandeloos. Daai kwaadsprekers. Dis kinderwerkies, né? Wreed. Sonder liefde vir die goeie. Verraaiers. Roekeloos. Verwaand. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Hoor wat hy sê? Maar die krag daarvan verloon het. Mense wat 'n gedaante. Hoor wat hy sê? Van godsaligheid het. Hy lyk soos 'n seun van die Vader. Maar wie is sy Vader? Sy keer jou ook van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word. Wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Sien, hulle wil nie verander nie. Hulle word gedryf deur die werke van die vlees. Galasiërs 5 vers 19 is jou huiswerk. Galasiërs 5 vers 19.
is jou Vader? Wie dryf jou? Wie motiveer jou? Vir wie leef jy? Wie se beeld straal jy uit? In Kolossense, hierdie gedeeltjie is nog by baie mooi. In Kolossense 2 vers 9 tot met vers 15 sê die volgende: want in hom, dis in Jesus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met die hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al julle misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Weet jy, net soos Barabbas, verdien ek en jy die doodstraf, verdien ek en jy die verderf, verdien ek en jy die hel. Want as ons eerlik met onsself moet wees, dan moet ons erken en sê, ons dra eintlik die vrug van die verkeerde vader wat ons nie wil hê nie. Kom ons wees dan maar eerlik. Ons wandel volgens die vlees en nie na die gees nie. Ons het die beeld van godsaligheid, maar ons leef nie vir die Here nie. Ons doen die dade van die duiwel. Straightforward gesê. Maar wat doen Jesus? Ek en jy verdien die dood. Ek en jy verdien die doodstraf, net soos Barabbas. Maar Jesus, hy staan op hy platform. My en jou boeye word losgemaak. En hy gaan kruis toe. Ek wil eintlik vir jou sê, die Vader het Jesus soos 'n Barabbas hanteer, sodat hy 'n Barabbas soos Jesus kon hanteer. Moet ek dit weer sê? God het Jesus soos 'n Barabbas hanteer, sodat 'n Barabbas soos Jesus gehanteer kon word. Jy sien 2 Korintiërs 5 vers 21, hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het, vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy het hom sonde gemaak. Die straf wat op Barabbas moes wees, was op hom. Sodat ek en jy, wat eintlik die Barabbas is, kon word die geregtigheid van God in hom. Wat beteken geregtigheid? Dit is my sonde gedeel. Ek is vrygespreek. Ek staan skuldloos. Imagine yourself, jy het net die prentjie gesien van Barabbas wat daar staan op hy platform. En hy weet hy is op pad na die kruis toe en ewe skielik sluit hulle sy boeye oop. Sit jouself bietjie in Barabbas se plek. Jy staan op hy platform en jy sien Jesus. Al ken jy hom dalk nie. Al weet jy niks van hom af nie. Waarskynlik word jou boeye losgemaak, omdat hy kruis toe is. Dis wat ons noem amazing grace. Ek wil jou vanaand vra, Barabbas, wat maak jy met Jesus?
Ek wil vir jou iets sê, met vir jou iets merk in jou Bybel, in Romeine 5, vers 6, hoor wat sê die woord van die Here. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Van nouliks sal iemand wat vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. Ek en jy, toe ons nog 'n Barabbas was, bevlek van die sonde en ongeregtigheid, het Jesus al aan die kruis gesterf. Dit is bietjie te groot vir my verstand om te verstaan. My piebrein kan dit nie verstaan nie. Maar ek kan vir jou een ding sê. Vir die eerste keer in Barabbas se lewe, het hy besef wat genade beteken. Nie een van ons kan die ewige lewe verdien nie. Nie een van ons kan werk vir ons redding nie. Nie een van ons, maak nie saak wat ons doen nie, kan goed genoeg wees ooit om te betaal vir ons sonde nie. Jy kan kerk toe gaan tot jy blou is, maar 'n grasie slaap maak jou nie 'n kar nie. Jy kan hoeveel goeie werke doen, jy kan 'n goeie mens wees. Good people don't go to heaven. Born again believers go. Nie een van ons was goed genoeg nie. Want die enigste offer wat God behaag, was die bloed van sy seun. Was die bloed van die lam wat hy uitverkies het. Hy het sonde vir ons geword. Weet jy hoe gaan mense hel toe? Nie noodwendig omdat hulle gesondig het nie, maar omdat hulle Jesus verwerp het. Hulle die offer van Jesus verwerp. Hy wie die seun het die lewe. Hy wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En dan skryf hy dan 1 Johannes 5 en sê, dit het ek gaan skrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Jesus sê Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Al ons werke wat ons doen, soos 'n vuil vodde. Want ek en jy het 'n sondige natuur. Hy het sonde vir ons geword. En ons word gered deur geloof. Wat is geloof? 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. 'n vaste vertroue in sy volbringde werk aan die kruis. Dat hy die volmaakte offerlam was, wat geslag was. Die woord van die Here sê vir ons, Efesiërs 2 vers 8 en 9, deur genade is julle gered. Nie uit julle werke nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit julle self nie, sodat niemand kan roem nie. Barabbas kon nie daar gesê het, toe hy daar afstap van die trappe af, ek is vry omdat ek so goeie mens was nie. Hy is vry omdat Jesus, die seun van God, veroorsaak het dat hy seun van die Vader kan wees. Hy het hom gemaak 'n koninklike priester vir sy God en Vader, sonder dat hy dit eers besef het, sonder dat hy dit verdien het.
Maar die vraag is net, Barabbas, wat maak jy vandag met Jesus? Dit is waaroor vandag gaan. Dit is wat ek en jy vandag herdenk. En dis wat die vers in die woord van die Here sê, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan. Vir die wie gered word, is dit die krag van God. God se krag word geopenbaar in Christus se volbringde werk aan die kruis. Daarom skryf Paulus en hy sê, ek wil niks, daarom hy voorgee niks onder julle te weet, anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. En die aand toe Jesus verraai is, voordat hy uitgegaan het na Getsemane toe, het hy vir die disippels iets geleer en iets nagelaat. Hy het brood gevat, hy het gebreek, en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. My liggaam gaan uit mekaar uitgeruk word, uit mekaar uitgeslaan word. En hy die beker gevat en gesê, dit is my bloed, wat vir julle gestort word vir 'n nuwe testament. 'n Nuwe erfbrief, waardeur jy na die Vader kan gaan. Deur my. Deur genade. Nie deur jou verdienste nie. Deur wat ek vir jou doen. En het gesê, wanneer julle van daai brood eet, en daai beker drink, verkondig julle my dood, totdat ek kom. Jy sien, want dit is wat vir my en vir jou gegee is, om ons in bewaring te hou tot en met Jesus ons kom haal. Alles wat ons nodig het, is in sy volbringde werk aan die kruis. Hy is jou genesing. Hy is jou voorsiener. Hy is jou hersteller. Hy is jou bewaarder. Hy is jou verlosser. Hy is jou geregtigheid van God. Hy is. En as jy jou geloof en vertroue plaas in sy volbringde werk, hy sal jou in bewaring hou, deur die Heilige Gees, tot en met daai bassein blaas. En daarom wil ek jou ook vanaand nooi, om saam met ons te deel in die nagmaal. Nou, maak nie saak van wat ek denominasie is nie. Hierdie is 'n saak van geloof. Hierdie is 'n saak van geloof. Tydens die fees van die Pasga het Jesus ongesuurde brood geneem. Want ons noem matza. En jy sal sien, as jy nou kyk na 'n groot stuk matza, hy is so geskroei aan die buitekant en hy's vol gaatjies. En hy bevat geen gisingsmateriaal nie. Want die gis was simbolies vir die Jode van sonde en ongeregtigheid. En hulle eet dit met hulle Paasfees, wat hulle vier, wat hulle herdenk toe hulle uit Egipte land uitgelei was. Waar die Here vir hulle gesê het, hulle moet 'n lammetjie slag en hulle moet die bloed aan die deurposte van hulle huise plaas. Want hy sal die eerstgeborenes van Egipte land tref. En hy het gesê, wanneer hy die bloed sien, sal hy die verderwer nie toelaat om te slaan nie. En dis wat die Paasfees beteken. When God sees the blood, he will pass over you. When God sees the blood of the lamb on the doorposts of your heart, he will pass over you. En daai brood sal jy sien is gebreek. En dit is vol gaatjies gesteek. Hoor wat sê hy in die woord van die Here. In Jesaja 53, daar vanaf vers 3 tot en met vers 10. Hy was verag en deur die mense verlaat.
'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarthede het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Kan jy sien daai gaatjies? Die merke in sy hande, sy voete, sy sy. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Wanneer jy hierdie brood eet, ongesuurde brood, sy liggaam was sondeloos. Hy was vlekloos. Maar hy is vir ons oortredinge deurboor. God het hom gemaak. Hy het hom sonde gemaak vir ons. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Hy is gebreek. Dis hoekom Jesus die brood gebreek het. Hy is verbrysel. Hy is uitmekaar uit onherkenbaar geslaan. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Kan ek jou iets vertel? Toe Jesus in die tuin van Getsemane was die aand, en hom kon gevange neem, pluk Petrus sy swaard uit en hy kap Malchus se oor af. En Jesus sê vir Petrus, sit terug hy ding. Hy wat by die swaard leef sal met die swaard val. Hy maak Malchus se oor gesond. Hoekom? He erases all evidence of a crime. Hy het Petrus se lewe daar gered. Want daai was 'n direkte aanslag. Dit was een van die redes hoekom Barabbas in die tronk was. Hy het moord gepleeg. En glo vir my, Petrus het gemik om Malchus se kop af te kap. Hy het nie gekoes en toe kap hy sy oor af. Maar Jesus maak sy oor gesond. Hy vat al die bewyse teen Petrus weg. En hy sê vir hom, dink jy nie ek kan my Vader bid en 'n legioen engele roep nie? Nou hoor my mooi. Ek lê jy met 'n bietjie hierdie sommetjie vir jou gaan maak, as jy jou van somme maak. In die Bybel kry ons 'n geval waar een engel in een aand 185.000 man doodgeslaan het. Een engel, 185.000 man. Jesus sê, dink jy nie ek kan my Vader bid en ek 12 legioen engele. In een legioen is daar 6.000. 12 legioen, wat is 12 maal 6? 72.000 engele maal 185.000. Werk uit oor, ek dink is hier amper 8 of 9 biljoen. Jesus sê vir hulle, met een spreek van 'n woord, kan ek die hele wêreld se bevolking uitwis. Maar wat het hy gedoen? Hy het kruis toe gegaan om die wêreld se sonde op hom te neem. Uit die druk en uit die strafgereg is hy weggeneem en onder sy tydgenote wie daar gedink dat hy afgesny is uit die land vir die lewenis. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Hulle het hom sy graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Weet julle wat is vir my interessant? Dis die enigste plek waar dit sê dat die Here behaag om hom te verbrysel. Want as jy gelees, ons het gewoonlik op die begrafnis, mos die gewoonte om te sê, dit het die Here behaag om weg te neem, Pietie en Sunny en Klasie. Het jy geweet dit is verkeerd?
In Esegiel sê die Here, ek het geen behaag in die een wat sterf nie. Ek het geen behaag in 'n sondaar wat sterf nie, behalwe dat hy hom bekeer van sy sonde. God het nie behaag in die dood van 'n mens nie. Maar die enigste keer waar hy behaag daarin gehad het, was toe Jesus gesterf het. Dat die Here behaag om te verbrysel. Hy het hom krank gemaak en sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Hy sal hy na kruis sien. Hy sal sy dae verleng in die wêreld en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Wanneer ons aan die nagmaal deel, is dit nie 'n stukkie brood en sap nie. Dis 'n testament wat die Here vir my en vir jou gesê het. Barabbas, ek het jou 'n kind van my Vader gemaak. Ek het jou losgekoop, dat jy nie meer die duiwel as jou vader het nie, maar dat jy God as jou Vader kan kry. Dat jy die ewige lewe as 'n erfporsie kan kry. Ek het my lewe gegee, ek het sonde vir jou geword, sodat jou kettinge los kan wees, en jy genade kan ontvang. En dis wat Jesus aan die kruis gedoen het. Kom ons eet en ons drink saam. Vader, dankie vanaand, dat ons kan deel in die nagmaal, en dankie Here, dat ons opnuut vanaand net kan herdenk, en kan terugdink aan wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Dankie dat U U liggaam en U bloed vir ons gestort het. En Here, vanaand kom ons en ons ontvang dit met 'n dankbare hart. Want ja, Here, net soos Barabbas genade ontvang het by U, het U ons vrygekoop sonder enige verdienste. Ek vra van ons seën dit in Jesus naam. Kom ons as gemeente eet en drink saam. Ons loof en ons eer die Here vir daardie offer wat U vir ons gegee het aan die houtkruis van Golgotha. Here, dat U vir ons daardie prys betaal het, sodat ons kan vrygaan.